In die nuus, 'n man is in hegtenis geneem in verband met die moord op die insolvensieprokureur Bouwer van Niekerk. 'n Straatren eis die lewe van 'n jong man en nog 'n skietvoorval het die Withuis in rep en roer. Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dis Dinsdag 5 Mei 2026 en hier volg die nuus. 'n Man is in hegtenis geneem in verband met die moord op die insolvensieprokureur Bouwer van Niekerk. Die verdagte, Mukelani Ntombela, het maandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn nadat hy positief uitgeken is tydens sy uitkenningsberade. Van Niekerk is verlede jaar in sy kantoor in Saxonwold doodgeskiet deur mans wat hulle as kliënte voorgedoen het. In Pretoria is 'n jong man dood en 'n ander kritiek beseer na 'n hoë spoed ongeluk op Steve Biko weg. Dit word vermoed dat die voertuig deel was van 'n onwettige straatwedren toe dit met 'n ander motor gebots het. Intussen word Suid-Afrikaanse verbruikers deur skoksyfers getref met die dieselprys wat Woensdag met meer as R6 per liter sal styg. Petrol styg met meer as R3 per liter, hoofsaaklik weens die voortsleepende oorlog in die Midde-Ooste en die stygende olieprys. Ekonome waarsku dat hierdie styging inflasie sal aanjaag en moontlik tot rentekoersverhogings deur die Reserwebank sal lei. Die Demokratiese Alliansie het intussen 'n beroep op die minister van Finansies, Enoch Godongwana, gedoen om die verlaging in die brandstofheffing vir nog 'n maand te behou. In Paternoster is 'n egpaar wat deur die land toer rot en kaal besteel by 'n kampeerterrein. Diewe het by hul bakkie ingebreek en waardevolle tegnologie en persoonlike dokumente gesteel terwyl die egpaar geslaap het. Die munisipaliteit erken dat die uitgestrektheid van die natuurreservaat dit moeilik maak om doeltreffende veiligheidsmaatreëls in te stel. 2 rugbyspelers van Wellington staan tereg op 4 aanklagte van verkrachting nadat hulle aanvanklik net 1 klag teen hulle gehad het. Die hof het bevestig dat die saak as 'n skedule 6 oortreding geklassifiseer is, wat beteken dat die beskuldigdes moet bewys waarom hulle op borgtog vrygelaat moet word. AfriForum het 'n kriminele klag teen die voormalige Johannesburgse burgemeester Tapelo Amat ingedien nadat 'n video op sosiale media verskyn het waarin hy glo skote in die lug afvuur. Die organisasie eis dat die wet konsekwent toegepas word, soos in die onlangse saak teen Julius Malema. Die DA het ook gevra dat Amat uit sy posisie as raadslid verwyder word, hangende die ondersoek. In Limpopo is 2 tienerdogters dood nadat hulle uit 'n bewegende motor gespring het en deur 'n aankomende voertuig getref is. Die meisies het saam met 2 ander vriende 'n saamrygeleentheid aanvaar, maar het uit die motor gespring nadat die bestuurder glo van rigting verander het. Die polisie ondersoek tans 'n saak van strafbare manslag. Buitelandse nuus. Amerikaanse magte het 6 Iranese bote vernietig en missiele en hommeltuie afgeskiet wat op Amerikaanse en kommersiële vaartuie gerig was. Die militêre aksie is deel van 'n poging om skeepvaart deur die straat van Hormuz te beskerm. Iran het vroeër gedreig om die deurgang te blokkeer. Nigerië beplan om sy burgers wat in Suid-Afrika woon vrywillig te repatrieer weens die vrees vir xenofobiese geweld. Die Nigeriese minister van Buitelandse Sake sê dat die lewens van Nigeriërs in Suid-Afrika nie langer in gevaar gestel kan word nie. Gesprekke tussen die 2 lande oor die behandeling van buitelanders is aan die gang. In Australië het 'n federale ondersoek begin na 'n antisemitiese skietery wat verlede jaar lewens op Bondi Strand geëis het. Getuies het tydens die verhoor gepraat oor die toename in vyhandigheid teenoor die Joodse gemeenskap in Australië. Die ondersoek poog om die oorsake van die aanval en die impak daarvan op die samelewing te bepaal. In Duitsland is 2 mense dood en 3 ernstig beseer toe 'n motor in 'n voetgangersgebied in Leipzig ingery het. Die polisie het 'n 33-jarige man in hegtenis geneem. Owerhede ondersoek tans of die verdagte moontlik aan geestesgesondheidsprobleme ly. 'n gewapende individu is deur die Amerikaanse geheime diens naby die Withuis geskiet nadat hy op beamptes gevuur het. Die voorval het tot 'n kort inperking gelei, maar daar was geen aanduiding dat die president direk geteken is nie. 'n Omstander is ook in die voorval beseer. Ruimtenuus. Sterrekundiges het 'n Trans-Neptunus voorwerp met 'n atmosfeer ontdek wat voorheen as onmoontlik beskou is. Die voorwerp, bekend as 2002
XV93 is baie klein, maar die ontdekking dui daarop dat ysliggame in die buitenste sonnestelsel meer dinamies is as wat gedink is. Navorsers probeer nou bepaal of die atmosfeer deur vulkaniese aktiwiteit of botsings veroorsaak word. Dit was vandag se nuus net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus. Skakel elke oggend tussen 6:00 en 8:00 in as jy na ons regstreekse nuus en aktualiteitsprogram Stroom op wil luister. Groetnis.